I want to see. I want to see. Open the eyes of the heart, Lord. Open the eyes of the heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of the heart, Lord. Open the eyes of the heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of the heart, Lord. Open the eyes of the heart. I want to see you. I want to see you. Karabashikotororobakabakuanda. Here ons vra vanoggend in hierdie oggenduur, Here. Maak ons so oop van die harte. Open our eyes of our heart, Lord. Because we want to see. Sometimes we just blind. But Lord, we need to see. And thank you for the Spirit that is dwelling among us, Lord. Thank you for the privilege that we got this morning, Lord, to dwell with your Spirit, in your Spirit, to feel the touch of the Holy Spirit. Open the eyes of the heart, Lord. Open the eyes of the heart. I want to see you. I want to see you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kan jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees voel? Can you feel the presence of the Holy Spirit? Lord, we want to thank you this morning. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your Holy Spirit that never leaves us, that never left us alone. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Please, Lord, give us a pure heart this morning. A pure heart for you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Volgende wil ek met julle gesels oor ietsie van hoe opreg is ons harte vir Jesus. Hoe opreg is ons harte vir Jesus? Saterdag wat nou kom met ons die familiekonferensie wat sê deurgrond my hart, o God. Weet julle wat ons werklik vir koning Jesus vra om te sê, deurgrond my hart, o Here. En ek wil hierdie woord aansluit by Saterdag se konferensie en by die konferensie van ons lekker nagmaal gebruik. En ek wil hê julle moet toelaat dat die Gees van God julle lei. En moenie wegbly vir Saterdag nie. Sorg dat jy hier is, 9 o'clock. Deurgrond my hart, o God. Hoe opreg is ons harte werklik vir koning Jesus? Want onthou, ek hoor so jy my in 'n stemmetjie in my kop, waar Jesus die vraag sê, jy weet ek en jy kom kerk toe, is ek reg? Ek en jy kom sing, ons lig ons hande omhoog, is ek reg? Ons bid, is ek reg? Dan sê die Here maar, behoort jou hart werklik aan my? Want ons kan al hierdie dinge doen, maar ons harte kan ons steeds aan iets anders te behoort. En nie aan koning Jesus nie. So ek en jy het werklik 'n probleem met daardie ding. En onthou, die Here stel nie belang in ons woorde nie. Hy stel belang in ons harte.
Want onthou, woorde kan ons spreek. Maar ons harte vertel ons lewensverhaal aan Koning Jesus. Hierdie hart is die hartklop van Koning Jesus. Hierdie hart van jou is die hartklop van jou lewe met Jesus. Want hy weerspieël of jou hart werklik aan God behoort of nie. Daarom sê ek weer, ek en jy kan die kerkbanke vol sit. Ek en jy kan praise and worship soveel as wat ons wil. Ek en jy kan kom en ons kan bid soveel as wat ons wil. Maar as jy nie met 'n opregte hart voor God neerbuig nie, is jou hart nie opreg teenoor Koning Jesus nie. Dan is jou hart nie opreg voor Koning Jesus nie. Enige een kan dit doen. Enige een. Hoe baie keer is ek en jy nie skyn heilig nie. Hoe baie keer smile ons hier voor mense nie, maar diep in ons hart en dis wat ek en jy doen. Maar met wat so opregte hart kom ek na pastoor Norman toe, pastoor Elsa toe, of enige een van julle toe. Wat so opregte hart lê ek voor by julle. En as ek met daardie hart na julle kom, en ek vandag vir jou sê, moet dit die hartklop van Koning Jesus be. It must be the Spirit of the Holy Spirit of Jesus Christ that I'm coming to you to bring out the light of Jesus that is inside of me. En dit is iets wat baie belangrik is, en dis iets wat ons mis. Open jou Bibles at 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Halleluja. Halleluja. Amen. Ons wag net vir Christine om vir ons daar op die Facebook te sê, amen, dan weet ons sy het op die plek. Halleluja. Nou sê, prys die Here. 1 Samuel 16 vers 7. 1 Samuel 16 vers 7. Hy sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na die voorkoms van sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Hoor wat sê die woord van God vir my en vir jou, die Here sien die hart aan. So jy kan maak en breek wat jy wil, jy kan skyn heilig wees, jy kan voor die mens wees wie jy wil, maar God weet jou opregtheid teenoor hom. Ek dink sommer terug aan Woensdag aand vir die bid. Wow! Wow! Dit is awesome. Is ek reg? Amen? Amen? Maar ek en jy het 'n opdrag om uit te voer na Woensdag aand, om dit te gaan uitleef uit die hier ontvang. Dit wat jy hier ontvang het, moet jy gaan uitleef na buite toe. Jy moet die getuienis gaan wees, want dit is wat die hartklop van Koning Jesus is om te gaan getuig wat hy met jou aangeraak het. Toe die Gees van God oor jou gekom het, toe hulle daar in die opperkamer was, en toe hulle die Gees van God eendragtig was, toe kom die Gees van God oor hulle. Ek dink dit is soos 'n wolkkolom gewees het. Ek dink sommer nou terug aan 'n foto wat geneem is in die Juriata kerk van ons dansgroep, waar die Gees van God oor hulle gekom het en hy het hulle toegemaak met 'n kolom. As jy my onthou, laat ek Frikkie vra van jou, het jy foto iemand? Jy moet 'n bietjie vir ons een keer net wys, dat ons vir die mense wys. En dit is die hartklop van Koning Jesus, want dit is die enigste tyd wanneer dit kan gebeur, wanneer jy opreg voor God is. Wanneer jy 'n pad sê, ek wil met hom wandel, want hy sê vir jou in 1 Samuel 16:7, hy sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en hoë gestalte nie. Hy sê vir jou, hy waarsku vir my en jou, moenie na hom kom as jy moet nie na kyk na my nie. Jy moet kyk wat in die hart is van my. Buite is ek seksie geword. Seksie 1, 2, 3. Maar die probleem is my hart seksie vir Jesus. Is my hart behoort hy werklik aan God. Dit is wat jy moet raak sien.
Gaan kyk na die mens binnekant om, en dit is wat lekker is. Wanneer ek met jou praat, kyk ek jou in jou oë, en as ek berading doen, haal ek my bril af, en ek eers kan sien wat in jou oë aangaan, Boeta, dat jy kan sien wie in my leef. Pragtig. En dit is wat God wil hê, en dit is wat God met my en jou doen. Hy kyk nie op jy vet, maar lelik of kort of lang te sien. Hy kyk wat is in hierdie hart van hom. This inner being of yours, is it full of the Holy Spirit, belongs to Jesus. And it can only belongs if you might open up to Jesus. And you say to Jesus, yeah, open the eyes of my heart, Lord. Sorry liefie dat ek gestop het, want dit was die perfecte song om weer te stop. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you, because the Lord must see me. The Lord must see me. Halleluja. As ek in jou teenwoordigheid in beweeg, moet ek Jesus weet wat in jou teenwoordigheid in beweeg. Wanneer ek na iemand anders toe weet, of jy na my toe kom, moet dit die teenwoordigheid is, die krag is Pastoor Robert, van Jesus wat uit jou uitkom na my toe, wat aan my raak. Jy sien hoe Kobus, ons mensdom is 'n lelike ding. Dis hoekom ek nie gesteer het nie, want ek is bang ek is moeder as jy. Ons mensdom is 'n jaloerse mensdom. Hoor wat ek julle vandag bestel. Want ek gun vir oom Kobus niks. Ek gun vir Pastoor Elsa niks. Ek gun vir Beulah, vir Pieter, wie ook al. Ek gun hulle niks, want ek moet die man wees. It's all about me. No, it's all about Jesus. Hallelujah. Because that is what is inside me, it's a Jesus. Jy sien oom Kobus, maar eintlik is ons so ver verkeerd. Daar's niks, daar's nie een persoon in hierdie gemeente op wie ek hoef jaloers te wees nie. Daar's nie een persoon in die wêreld op wie ek hoef jaloers te wees nie. Wil ek jou sê hoekom oom Kobus? Want God het ons uniek geskaap, elkeen op sy eie. I got something that you haven't got, but we can fill each other on. Ons kan mekaar aanvul, ons kan mekaar leer, want as ons almal dieselfde was, ou broer, was ek en jy daar maar boring geweest. So as ek kan gaan leer wat Pastoor Elsa van sagtheid nie, dan weet ek nie wat is. Ek kan gaan leer by haar van 'n mooi smaal nie. Dan gaan ek sing, kyk hy lang gesig, trek hy lippe diep terug. Ek lang gesig. Want dan is dit nie God wat in my leef nie. En ek wil vandag vir jou sê, make sure that it's God, the Holy Spirit, that is really living inside of you. And you see, you can open your Bibles at Psalm 51. You know, that is one of my favorite Psalms of David. There in verse 12. Halleluja. Man, ek raak so opgewonde as ek na hierdie woord luister. En die woord kyk en ek kom eet, drink, slaap, alles en ek wil Here sê, Here, hou my net nederig, hou my net dat ek voor die voete kan bly. Here, ek wil nie verander, ek wil by U wees, Here. En dit is nie altyd maklik, Here, en ek weet dit vervaardig. Let's go to Psalm 51 verse 12. Psalm 51 vers 12. Amen. Yes, prys die Here man, dit is so lekker as almal saam. Luister wat sê Dawid daar. Hy sê, skep my 'n rein hart, o God. Give me a pure heart, O God. That is what David is saying. Nou om hierdie vraag te vra vir die Here, moet daar iets in jou lewe gebeur. En dit is 'n oorgawe na Koning Jesus toe. Want jy sien hierdie Psalm loop hand aan met Psalm 139 wat hy sê, deurgrond my hart, o God. Want as jy vir die Here toestemming gee om jou hart te deursoek, mag daar niks skelms wees nie. Hy moet opreg wees. Hy moet opreg voor God wees. Jy kan my belief soveel as wat jy wil. Hy kan niks van God wegsteek nie. Wat beteken nou, as jy luister na hierso wat Dawid sê, hy sê, skep my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.
Hy nooi die Heilige Gees opnuut in sy lewe in. Doen ek en jy dit elke dag? Nooi ek en jy die Heilige Gees opnuut in ons lewens in? Praat jy? Daarom het ek vanoggend gesê, sukkel jy om te bid hard, draai na mekaar toe. En dan sê jy, Here, help my. Hy gaan weet hoekom hy jou moet help. Hy weet wat jy nodig het. En Dawid sê, hy sê, skep my 'n rein hart oor God. 'n regte hart. Man. Opregte hart, 'n rein hart, steek niks vir God weg nie. Jy lieg nie vir die Here. Jy lieg nie vir die Here. Want jy sien, die woord sê, die God weet alles. Is die waarheid. Ek sê weet, dit is die waarheid. Weet ek julle sê, hoekom sê ek so? Want Jesus wil hê, ons moet bely. Hy wil hê, ons moet dit bely. Want as ons gaan na die storie en sê, Pastor Norman, as ek die hele tyd gesê, maar God ken my hart. Wanneer gaan ek bely vir my sondes? Wanneer gaan ek bely, Here, ek het dit nodig of dit nodig? Here, wanneer gaan ek sy naam groot maak? Is ek reg of is ek verkeerd? Jy verstaan na die gedeelte. Daarom sê die Here, bely. En die enigste manier om te bely is met hierdie tong, want jy kan nie terugvat dat met hierdie tong gespreek word nie. Ek wil jou vandag vra vir die Here om sy woord te interpreteer in jou lewe, in jou hart, dat jy die waarheid kan hoor. Asseblief, Here, ek was onrein geweest, Here, ek was verkeerd geweest, Here, maar asseblief, moet my nie verwerp nie. Hoeveel verwerping is daar nie in ons lewens nie? Hoeveel van ons mensdom verwerp nie mekaar nie? Hoeveel moeders en vaders verwerp nie hulle kinders nie? Hoeveel kinders verwerp nie hulle ouers nie? Hoeveel? Maar as jy Dawid wat gaan uitroep en sê, Here, skep my 'n rein hart, o God, en gee vir my opnuut die Heilige Gees in my lewe, want dit is wat God wil hê ek en jy moet doen. Maar hy kan dit nie doen nie, as ek en jy nie gaan bely nie. As ek en jy nie voor God gaan lê nie, as ek en jy nie gaan ons sonde bely nie, as ons nie ontslae raak van ons eie ek en God innooi en sê, Lord, you are strong. En ek wil jy moet mooi luister na vandag se woord. En jy moet vir die Here sê, Here, broei met my met hom, dat ek soos 'n koei is wat herkou. Jy weet, jy sluk en dan bring jy weer terug en kou jy weer, en so gaan ek dink 7 keer. Herkou God se woord. Want Saterdag het jy 'n groot besluit om te maak. Nee, jy het vandag al 'n besluit om te maak, nie Saterdag nie. Jy moet vandag al van die Here in jou lewe inbring, in jou hart inbring. Jy moet vandag al bely en sê, the Holy Spirit, that you must know that He knows everything. And He wants us to repent. He wants to walk the walk with you. He wants to bring you in line with His will. That's what the Holy Spirit wants to do. Amen. And that is also God nee. Ons het altyd hierdie ding, sê net vir my, ons wil altyd hierdie perfekte mens wees. Is ek reg? Ons wil. Maar God soek nie 'n perfekte mens nie. Hy soek 'n opregte hart. Want jy sien, daar kan net een heilige mens wees en sy naam is Jesus Christus. Ons kan nie perfek wees nie. Ons kan streef na perfectionisme, soos wat God is. As Jesus is. Ons kan streef daarna. Maar ons kan nooit so wees nie. Hy soek net jou opregtheid van jou hart. En dis die mooiste gedeelte van alles. Hy vra nie veel nie. Hoe baie is dit gevra om te sê ek soek jou opregte hart? Hoe baie is dit gevra? Want jy moet aflê van jou sonde. Jy moet aflê van die wêreld. Jy moet aflê van dit wat nie van God af is nie. Want jy skuif nou in die wil van koning Jesus in. En as jy in sy wil ingeskuif het, halleluja, dan begin jou moeilikheid.
En die vyand gaan jou bepootjie. Die vyand gaan jou uit mekaar uitbelaag. Maar jy weet, ons het so awesome God. Hy waarsku vir my en vir jou. Hy vertel ons hoe ek en jy is. Ek bring my by die volgende teks, Matteus 15. Matteus 15 vers 8. Let's open Matthew 15 verse 8. Matthew 15 verse 8. Amen. Soos daarso. Halleluja. Hy sê, hierdie volk van my nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Matteus 15 vers 8. Hoor wat sê hy hier. Hy waarsku my en vir jou dat ons besig is om hom te verwerp. Hy waarsku my en vir jou, ons is besig om hom een kant toe te gooi. Hy sê, want ons kom hier en ons worship die Here en ons is besig om te bely met ons monde, maar ons harte het nog agtergebly. Ons harte behoort nog aan iemand anders wat daar in die wêreld is. Daarom kom hy vandag en hy sê vir jou, hy sê, hierdie volk van my, dis ek en jy. Nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Hoor wat sê vers 9. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat my gebooie van mense is. Stop jou skynheiligheid. Stop waarmee jy besig is. Jy's besig om God te mok. En as hierdie woord van God jou nie waarsku nie, wil ek vandag vir jou sê, is jy heeltemal van die pad af. Want hierdie woord van God waarsku my en vir jou heeltemal geheel en al. Hy sê, my volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar nie met hulle harte nie. Halleluja! Amen. Daarom sukkel jy om 'n opregte hart te kry. Liewe, weet jy as my hart teenoor God nie opreg is nie, sal hy nooit weer teenoor jou opreg wees. As ek nie God lief het nie, kan ek nie jou lief hê nie. Kyk hoe groot rol, 'n belangrike rol speel God in ons lewens. Maar ons moet toelaat dat hy sy werk doen in ons lewens. Dis nie altyd maklik nie, maar dis moontlik. Dis nie altyd lekker nie. Maar op die einde van die dag is for eternity. Dis vir die ewige lewe wat ek het. Hy sê, en hy het na die skare geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan. Hy gee ons 'n opdrag. Luister en verstaan. Hierdie leringe van koning Jesus, neem dit te harte, neem sy woord in jou lewe in, maak dit joune. Maak dit joune. Want dit is wat koning Jesus wil hê. Dit is wat koning Jesus wil hê. Want jy sien, ons is op hierdie oppervlakkige geloof van ons. Ons het vergeet om bietjie dieper te delf. Julle weet wat met diamante gebeur. 'n Diamant moet gedelf raak. As jy 'n diamant van God, dan moet jy gedelf raak. Dan moet jy geslyp raak, sodat jy kan shine vir hom. Halleluja. Lief vir die wêreld. Want die wêreld kan jy nie laat shine soos wat God jou laat kan shine. Hierdie diamant van hom moet gedelf raak. En dis dieselfde met hierdie woord van hom. Ek en jy moet hierdie leringe gaan leer. Ek en jy moet vat, ek en jy moet sê, Here, maak my vol met hierdie lewende brood van U. Hierdie stukkie brood, hierdie snytjie van hierdie loaf, maak my vol, Here.
Want dit is wat God wil hê. Hy wil met jou werk. En hy kan net met jou werk as jy jou oorgawe. Hy kan net gaan werk as jy gaan stil raak. In die week vra iemand vir my, hoe baie praat ek met God? Of hoe baie laat ek toe dat God met my praat? Ek dink ek aan die Elsa. Onthou jy met die woord, die lied wat ek geskryf het vir my suster, jy's 'n borrelbekkie van God. Hoe kry jy haar om te shut up? Dat die Here met haar praat. Ek weet jy kry jou stil. My suster was dieselfde, dis hoekom ek haar die lied geskryf het voor sy dood is. En daarom, en hulle vra vir my, maar hoe baie laat ek toe dat God met my praat? Het jy geweet, daar kom 'n tyd in jou lewe, wat jy jou Bybel moet toemaak, en jou daar onder die kopkussing gaan sit, net op jou bed gaan lê, jou hande om jou arm en sê, Here, here I am to worship. Here I am to bow down. Here, hier is ek. Nou moet u met my praat, Here. En hy gaan nie dadelik gesels nie, want hy wil gaan kyk hoe kan jy uithou, of jy op reg is om te luister na hom. Jy kan maar gaan lê, 5 minute later raak ek kriebel raak, maar ek het dan nog niks gehoor nie. So dan staan ek op en nee, want die Here wil nie nou met my praat nie. Dis so net daar waar jy verloor het. Dis so net daar waar jy verloor het. Dis wat die Here wil hê. Hy wil hê jy moet met hom praat. Hy wil met jou gesels. Hy wil hê jy moet oorgee, dat jy met hierdie hart wat hy wil besig is om te verander, na opregte hart, want jy het 'n oorgawe gemaak vir hom, sodat hy met jou kan praat. Daarom gee vir my en vir jou die woord. Hy sê die leringe. Hy sê vir ons, luister. Dit die regte woord. Luister en verstaan. Jy gaan nooit verstaan as jy nie na sy oproep gaan luister. Elsa, so nou moet jy begin shut up en luister wanneer hy met jou praat. Ag, is dit ou joke, nie veel. Ek het net gedink toe ek het gelees het weer vanoggend, toe dink ek, ja nee, kyk hoe maar daai borrelbekkie, gaan net so van koning Jesus. En hy enjoy it. Hy enjoy as jy opgewonde is oor hom. Hy enjoy as jy nie kan stil bly nie. Hy is opgewonde want hy weet dat hierdie hart is syne. Want hulle sê, waarvan die hart vol is, loop die mond mos oor. Waarvan die hart vol is, loop die mond oor. So as jou hart vol van God is, gaan jy oorloop van hom. As hy oorloop is van die wêreld, gaan jy meer praat van die wêreld, as jy gaan praat van koning Jesus. Dis ongelukkig die reine waarheid. Daarom het ek en jy 'n keuse om te maak in ons lewens. En ek wil vir jou vra, wie het jy al 'n keuse gemaak? Ek gaan weer vir jou sê, jy kan die kerkbanke vol sit. Jy kan jou hande omhoog gooi en sê, Here, ek loop en ek prys U. Jy kan so bid so hard as wat jy wil, maar jou hart kan nog steeds aan iets anders te doen. Ek gaan dit weer vir jou sê. En toe hierdie song vanoggend speel, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Hoe lyk jou hartskamers? Hoe lyk jou oë? Hoe lyk jou vensters van jou hart? Is dit besmet? Of is dit skoon? Of gebruik jy ook wat nie hierdie goeders? Ja, dit is ook. Ou Joey se tweede naam by die werk. Wat sê hy groen goeders? Angel. Dis Joey se tweede naam by die werk. Alles is pine gel. Of het jy ook pine gel om jou vensters nie skoon te maak? Mag ek jou vra, wat is jou pine gel? Wat is jou pine gel waarmee jy jou hartsvensters skoon maak? En ek wil hê jy moet diep dink aan hierdie song wat sê, open the hearts of my heart, open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Wie wat sê dit vir jou? Wat staan tussen jou en God? Dat jou weer raak sien. Wat staan tussen jou en God?
Weet jy? As jy seker nie weet, as jy nie weet nie, raak stil voor die Here. Raak stil voor die Here. Want jy sien, as jy opregte hart met Koning Jesus het jy 'n ware verhouding met hom. Nie halfpad nie, 'n ware verhouding met God. Het jy werklik 'n ware verhouding met God? Kom ons dink goed. Kom ons raak stil. So nou aangaan, as ons so 3 tekste en ons is klaar. Maar hierdie is belangrik, dat jy gaan sekerheid kry. If you sing yourself, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Here, wat staan tussen ons en U? Wat beveil my oë van my hart, dat ek U raak sien? Here, bring hy potjie, pynjal, Here, dat ek kan skrob. Ek het dit nodig, maar Here, U het gesê 1 druppel bloed. 1 druppel bloed. Ek moet net 'n oorgawe maak. Ek moet sê, Here, ek neem U aan as my saligmaker en verlosser. Jy gee oor. Het jy oorgegee aan Jesus? Ek sê nou in die week vir iemand, en ons praat so, julle gaan agterkom, ek praat baie, as ek eers begin praat oor die Here, dan kry jy my ook nie stil nie, of ek net praat, en ek sê, jy weet, ek kan nooit vir jou vertel, wanneer ek tot die kering gekom het, en ek kan dit nie onthou nie, maar iets wat ek kan onthou, is die dag toe ek vir hom beloof het, met hom wil ek 'n nou pad stap, en dis die 15 April 2012, daai datum sal ek nooit vergeet nie. Maar hoekom moes ek eers seer kry? Hoekom moes ek 'n kind aan die dood afstaan, voordat ek vir die Here sê, hier's ek? Hoekom gebeur dit in ons lewens? Hoekom laat ons dit toe? Hoekom laat ons dit toe? As 'n tydperk in my lewe wat ek vir 14 jaar die hele Suid-Afrika, Botswana, Suidwes deurgetoer het, toe ek gesing het onder die naam die Kaalvoetklomp. Gewild. R150.000 'n maand. Lag. Gewild. Ek het nooit gerook in my lewe nie, nog nooit gedrink, die 62 jaar oud, prys die Here. Maar ek het nie meer weerhou van ander dinge nie. Geld, 'n mammon, dis 'n vieslike ding. Mammon is 'n vieslike ding. So hoekom moet jy seer kry, voordat jy eers jou oë rig na Koning Jesus? En dan wil jy vra, maar Here, hoekom dit, en Here, hoekom dit? Maar jy het nie daai vraag op gesê, Here, maar dis omdat ek dit gedoen het nie. Omdat ek dit gedoen het nie. Ek doen dit nie. Nee, want hy het was dit lekker geweest. Dis mos sharp, man. Dis mos sharp. Mag gooi jou Bybels oop. Efesiërs 4. Efesiërs 6. Ephesians 6. En ek gaan afsluit met 3 tekste om vir jou te vertel, om haar die pure hart te hê, daardie opregte hart, is daar 'n paar dinge wat ek en jy nodig het. Is daar 'n paar dinge wat ek en jy nodig het. Efesiërs 6, vers 14, Ephesians 6 vers 14. Is jy gereed? Amen. Halleluja. Amen. Luister wat sê hy. Staan dan vas. Hoor die opdrag.
Staan dan vas, julle ellendige, met die waarheid omgord. Met wat se waarheid? Met die borgswapen van geregtigheid. Dis God se waarheid. Om hierdie opregte hart teenoor God te hê. Hy gee vir jou die aanslag wat jy gaan kry, vertel vir jou alles, hy berei jou voor, en dan sê hy vir jou, hier is jou antwoord. Dis wat jy moet doen. Staan dan vas. Wie het 33 vertaling? Wat sê jou nou? Vers 14. Staan dan vas, ellendenis. Oké, dit is dieselfde as myne. Dieselfde as myne. Het niemand 'n ander tipe, ander Bybel, 'n ander nie. Oké. Piet, kyk gou in my kar, agter my een seat, my nuwe verlewende vertaling asseblief. Ek moet dit op julle lees. Ek het dit raak gelees en ek het dit nou net nie meer geskryf raak verstaan het nie. Maar hy sê dit ook mooi vir jou. En dis hoekom ek sê, weet wat, ek gee nie om wat se vertaling nie. Ek weet wie is my God. Ek weet wie is my Jesus. Ek weet wat is sy beloftes. En hierdie een het vir my en vir jou so mooi uitgelê. Hy het vir my en vir jou mooi verduidelik. Dit wil ek gekom. Ek moet dit lees. Dan gaan ons almal verstaan. Dankie Peter. Dankie. Efesiërs. Vers 4, hy sê, staan dus vas deur die waarheid. Hoe mooi skryf hy vir hom. Hy sê, staan dus vas deur waarheid as die gordel om julle heupe en dra en trek God se vryspraak as borsharnas aan. Hoor mooi, hoor net hierdie mooi wat hy vir jou uitsê vir my en vir jou. Nee, kom ons lees dit weer in die 33 vertaling. Hy sê, staan daar vas julle leenlinge met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. In die nuwe vertaling sê hy vir my en vir jou, hy sê, staan dus vas deur waarheid as julle gordel. Staan dan vas deur God se woord as julle gordel. Vat hierdie lewende woord, hierdie woord wat die waarheid is, hou hom, bær hom in jou hart, bestudeer hom, verryk jou. As 'n gordel om julle heupe en dan heupe te dra en trek God se vryspraak as julle borswapen aan. Hoor net wat sê hy vir my en vir jou. Hy gee vir my en vir jou 'n oplossing en ek sê weer vir jou, hy berei jou voor vir deurgrond my hart. Wanneer jy vir die Here gaan sê, Here, deursoek hierdie hart, soek die foute in my hart, maak my nuut, Here. Halleluja. Amen. Kom ons gaan na Psalm 101. Psalm 101. Want die Here is awesome. Die Here is awesome. Psalm 101. Psalm 101. Dink as jy so deur die Bybel blaai nie, dan staan jy nogal verbaas hoe baie boeke is in hierdie boek. Dan kom jy agter en min lees jy hom. Psalm 101. Ja. Halleluja. Psalm 101, Psalm 101, 101 from verse 2. Psalm 101 from verse 2. Psalm 101 van vers 2. Amen. Amen. Wat sê Dawid? Ek wil ag gee
op regskape wandel? Wanneer sal u na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart. Binne in my huis. Ek stel geen lae ding voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek. Die sal my nie aantref nie. Verkeerde hart moet ver van my afbly. Wat kwaad is, wil ek nie ken nie. Halleluja. Halleluja. Amen. Sien, dit is hoe ons die God is. Dit is hoe ons die God is. Ek wil gou kyk wat sê hier in die lewende vertaling. Dit is net awesome. Hy sê, ek wil my daaraan toewy om opreg te lewe. Dawid maak 'n bekentenis. Dawid sê, Here, ek wil my toewy om opreg te lewe. Maar wanneer kom u na my toe? Hy vra vir die Here. Het jy al vir die Here gevra wanneer kom hy na jou toe? Onthou jy toe jy al op jou bed moes gelê het, jou oë gestoot en gewag het op hom? 5 minute later as jy geïrriteerd, toe staan jy op. Want dit was nou lank genoeg gewees en hy wil nie met my praat nie. Hy sê verder, in my huis wil ek lewe met 'n opregte hart. Ek steur my nie aan die bose dinge nie. Ek haat alle valsheid. Kyk die verklaring wat Dawid maak vir sy opregte hart. Hy sê, dit sal nie op my hou vaskry nie. Ek sal verkeerde gedagtes verwerp en wegbly van alles wat boos is. Dawid maak 'n belofte. Dawid gee vir my en jou 'n voorbeeld hoe om met die Here te praat. En om te sê, Here, ek wil vandag met U praat. Ek wil vandag vir U sê, my Vader, ek wil my toewy aan U. Jy gaan 'n oorgawe maak vir hierdie opregte hart van jou. En die Here gaan na jou luister. Op sy tyd gaan hy jou antwoord. Nie 5 minutes later geïrriteerd te staan ek op nie. Daardie gedeelte om rustig te kan raak voor God. Hierdie paar laaste tye. Sê, hoe sal ek kwaad wees vir my? En ek kan sê in die bidkamer by die werk is. Dan sê ek vir Engel, bid jy vir ons? En ek ondersteun. Dat daai vrou, die gees van God oor daai vrou kom. Dat die emosionele tyd uit daar uitkom. En jy kom agter hoe teenwoordig is koning Jesus daar. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan maar gaan try vals wees. Jy gaan nooit daai emosies kan hê teenoor God met 'n valse hart. Nooit nie. Dan nie alsa. Jy met jou gebedstyd. Wat se emosies ervaar jy wanneer jy daar met God praat? Iets wat jy nie vir iemand kan beskryf nie, is ek reg. Dis ongelukkig so. Dis iets wat jy self moet ervaar. Maar wanneer gaan jy dit ervaar? Jy sê Dawid dit vir jou. Wanneer gaan jy dit ervaar? Mag ek dit weer vir jou lees? Hy sê, ek wil my daaraan toewy om opreg te lewe. Hy sê verder, met 'n opregte hart. Hy voeg dit by. Hy sê nie net, ek wil reg lewe nie, met 'n opregte hart. Want hy weet sy hart moet aan God toe. Dit kan nie in 2 plekke wees. Hy sê verder, ek steur my nie aan die bose dinge nie. Ek haat alle valsheid. Hy erken, hy sê, Here, ek wil niks meer te doen hê met hierdie valsheid nie, hierdie skynheiligheid, hierdie wêreldse dinge. Here, ek wil my een kant hou van dit af. Daarom onthou jy verder, Psalm 51 vers 12, hy sê, skep my 'n rein hart, o God. Vers 9 het hy gesê, ontsondig my met hyssop. Sy voorbereidingswerk was opreg gewees om hierdie psalm te kon skryf.
Ek en jy het voorbereidingswerk om te gaan doen. Ons het belydenis om te gaan doen. Voor God. Om te kan ontvang wat Dawid ontvang het. Ek sal verkeerde gedagtes verwerp en wegbly van alles wat boos is. Dis 'n moeilike een. Wat gebeur wanneer ek en jy kwaad raak? Wat se gedagtes kom aan jou op? Kom miskien daar is. Samorako. As jy bereid om aan te gaan bely vir God, is jy bereid om vergifnis te gaan vra? Ek wil jou iets vertel, dis iets wat jy weet, of jy weet het, as jy 'n Pinkster is. Jy beheer alles wat binne in jou liggaam is. Jou emosies, alles. Jou lewe bestaan uit een woord uit. Keuse. Jy kies om so en so te wees. Ek kan vir my liefie vir my vra vir Julie. Ek sê sommer reguit, wow, kom ons stop Lori. Sy wil kwaad is, jy kies om kwaad te wees. Tieners, daar's iets dinge van my tienerstadium nie. 'n Tiener het 'n helder verstand om te kan dink. Sy en hy kan kies. Wil ek mislik wees of wil ek nie mislik wees nie? Wil ek liefdevol wees of wil ek nie liefdevol wees? Dit is 'n keuse. En soos 'n keuse in my en jou lewe op met Christus. Ek en jy moet kies om hom te dien. Ek en jy moet kies om 'n Dawid te wees en te sê, Here, ons sondig my dit hierop. Dawid was 'n oorreëler, hy was 'n moordenaar, hy was al daai dinge gewees, maar God het hom vergewe. Soos die Here vir Dawid kon vergewe, want dieselfde God wat ek en jy dien, van Isak, Jakob en Abraham, is dieselfde God wat ons vandag dien. Sy krag is net meer van krag tot krag gegaan. Sy bloed het net sterker en sterker geword. Maar ek en jy misbruik dit. Ek en jy misbruik dit. Ek wil afsluit. Matteus 5. Vers 48. Matthew 5, vers 48. En ek wil afsluit met hierdie teks. Amen. Hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak. Hoor die opdrag. Ek en jy weet ons wil nooit volmaak wees nie, ons gaan streef na volmaaktheid. Ons gaan streef na heiligmaking. Ek dink is Hebreërs 10 vers 14, wat hy sê, streef na heiligmaking, daar sonder sy nie Jesus nie. Is dit dit? Ek weet my kyk, as ek reg is. Aan Hebreërs skryf hy vir jou. Hy skryf vir jou mooi, hy sê, sonder heiligmaking, om te streef na heiligmaking, sal ek en jy vir Jesus nie sien nie. Matteus 5 vers 48 sê vir my, wees dan volmaak, soos dat julle Vader volmaak is in die hemele. Jou Vader wat in die hemel is volmaak. Hy wil hê jy moet streef om soos hy te wees. Want wanneer jy vol streef om soos hy te wees, loop jy met 'n opregte hart saam met Jesus. Dan loop jy met 'n opregte hart saam met Jesus. Is ek reg also? Is dit goed?
Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Hebreërs 12 vers 14. So vandag wil ek jou nooi. En ek nooi jou met 'n mooi gemoed, 'n mooi hart van koning Jesus, opregte hart. Begin om jou lewe te change vandag. Begin vandag vir die Here te sê, Here, ek was dalk vals gewees. Here, ek het dalk dit verkeerd gedoen. Bely soos wat Dawid bely het en gaan lê voor sy voete en sê, Here, ontsondig my met hierop. Here, maak my 'n nuwe skepsel in U. Bely. En wanneer jy bely het, gee oor. Gee oor. En dan onthou jy hierdie tekste. Ek sluit af. As jy bely het vir God, dan sê jy vir hom, Here, deurgrond my hart, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. En kyk of daar 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. As jy bereid om vandag vir die Here te sê, Here, ek is hier. Here, ek moet regmaak. Here, ek was 'n bietjie stout geweest. Here, ek het 'n bietjie van die pad af gegaan. Want Here, ek het my ore uitgeleen vir nonsens en asblikke gemaak, Here. Ag Here, en jy weet die gedagtes van het mos nou weer rondgehardloop in die wêreld, en Here, en al die dergelike dinge. Maar ek wil vandag hê, Here, U moet vir my hart kom deursoek. U moet my nuut maak. U moet my nuut maak. Dan sê sommer vir die Here, Here, ek weet ek sal gedoen. Maar Here, ek kruisig U so baie. Ek slaan U so baie weer terug aan daardie kruis. Vader, laat sterf my nog net een keer in die gees, om van die ou mens ontslae te raak. Maar Here, as ek uit die water uit kom, wil ek soos wat U die Heilige Gees ontvang het, wil ek U ontvang, Here, because I want to be a new creation in Jesus. Ek wil 'n vernuwe mens wees in U. Want wanneer jy 'n vernuwe mens is, dan kan jy vir die Here toestemming gee en sê, Here, deurgrond my hart, o God. En hy ondersoek jou hart met alles wat daarin is. Is jy gereed? Kan jy 'n oorgawe maak? En ons speel vir my weer, open the eyes of my heart, Lord. Asseblief. En terwyl hierdie lied speel, dat jy die kans gee. As jy voel as iets wat jy moet regmaak. Doen ek nou, nie wag vir Saterdag. Nie vir die konferensie wat sê deurgrond my hart, of wag vir die paaskonferensie wat sê it's time to enter the gates. Here, vandag nou. Here, vandag nou. Here, vandag nou. Is jy gereed om het ontvang? As jy nie weet wat om te bid nie, sing hierdie woorde. Open the eyes of my heart, I want to see you. En sê nie dit vir jou. En sê vir hom, Here, dit is wat ek vir U bid vandag. Want ek wil hê U moet my aanraak. Ek wil hê U moet my nuut maak. I want to be a new creation in Jesus. Here, hierdie ou mens is verby. Die ou Piet, die ou Terry, wie ook al, is verby. Maar die nuwe pad wat ek met U wil stap, daarom gee ek oor vandag.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Hallelujah. Dankie, Here. Ag, dankie, Here Jesus. As iemand is wat gebed nodig het, kom voor. Ons gaan vir jou bid. Halleluja. Jy voel as iets wat jy moet reg maak reg. Moet dit nie uitstel na 'n latere tyd. Jy is nie vir die volgende sekonde gewaarborg nie. Jy is nie. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Halleluja.